Ek gaan vandag 'n bietjie met julle praat oor vrede wat wag staan, wat 'n geskenk is, regeer en oorwin. Die skriflesing gaan wees Filippense 4 vers 7. Julle reg? Filippense 4 vers 7. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Kom ons kyk na die agtergrond van hierdie vers. Die apostel Paulus skryf hierdie woorde vanuit die Romeinse gevangenis. Sy omstandighede was alles behalwe vreedsaam. Hy dood in die gesig gestaar. Toe praat hy van vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dit is 'n vrede wat nie sin maak nie. Dit is die vermoë om kalm te bly wanneer alles rondom julle in duie stort. Die woord bewaar, in die oorspronklike Grieks 'n militêre term, dit is verwys na 'n groep soldate wat wag staan oor 'n stad om teen aanvalle te beskerm. Paulus sê dat wanneer ons bekommernisse vir God gee, hy sê sy vrede as 'n hemelse wag voor die poorte van ons harte en sinne ons gedagtes plaas. Hierdie vrede is aktief. Dit verhoed dat vrees en angs ons binneste binnendring en oorneem. In ons gejaagde wêreld is daar een ding waarna byna elke mens smag, en dit is vrede. Ons soek vrede in verhoudings en by ons werk. Wat is lekkerder as jy 'n lang dag het en jy kom by die huis en daar's vrede in die huis. Amen. In ons tydelike ontsnapping van 'n vakansie is dit vrede, maar hierdie tipe vrede is dikwels net tydelik. Dit is vrede afhanklik van omstandighede. Die oomblik as die hitte van die lewe sy uitdagings toeneem, 'n onverwagte krisis, siekte of 'n sosiale onrus dan verdamp hierdie wêreldse vrede soos mis voor die son. Die Bybel gee egter 'n ander soort vrede. Dit is nie 'n vrede van wat afwesigheid is nie, maar die teenwoordigheid van vrede. Dit is 'n bonatuurlike kalmte wat deur omstandighede bepaal word, maar deur God se karakter in jou. Vandag gaan ons 'n bietjie stil staan by hierdie vrede, hierdie goddelike vrede, 'n vrede wat oor ons wag staan. Die ervare soldaat dink aan 'n stad wat onder aanval is. Mense in die stad is paniekerig, omdat hulle die vyand daar buite hoor en skree. Maar die stadsmuur staan 'n ervare wag. Hy weet die mure is sterk en die koning het genoeg voorrade. Hy raak nie paniekerig nie, want hy ken die krag van sy verdediging. God se vrede is daardie wag op die muur. Die probleme mag dalk daar buite raas, maar die wag staan vas en verseker jou, jy is veilig. God is in beheer. Jy moet hom net toelaat om die beheer te vat en nie bekommerd te wees nie. Amen. Die vrede hou nie net wag nie. Dit is vrede wat 'n geskenk is. Kom ons lees in Johannes 14 vers 27.
Johannes 14 vers 27. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle harte nie ontsteld word en bang wees nie. Jy sien, Jesus spreek hierdie woorde in sy laaste maal. Hy is op die pad na die kruis. En sy disippels is verward en vreesbevange oor die toekoms sonder hom. In hierdie oomblik gee hulle nie planne of geld nie, maar 'n erfenis. Hy gee sy vrede. Let op die verskil. Die wêreldse vrede is dikwels gebaseer op ooreenkomste en wanneer daar geen probleme is nie. God se vrede is 'n geskenk van genade. Dit is die vrede wat Jesus self gehad het op pad na die kruis. Jesus het baie male die vrede wat hy gehad het aan ons gewys. Dink toe hy geslaap het gedurende 'n storm op die see. Kom ons lees in Markus 4:37 tot 39. Markus 4:37 tot 39. Is julle reg? En 'n groot stormwind het opgekom en die golwe het die skei geslaan, sodat dit al vol wou word. Maar hy was agter op die skei aan die slaap, op die kussing. En hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê: "Meester, gee jy nie om dat ons vergaan nie?" En hy het opgestaan, die wind bestraf en vir die see gesê: "Swyg, wees stil." En die wind het gegaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Sien, Jesus het 'n vrede wat hom toegelaat het om in 'n storm te slaap, omdat hy geweet het daar is 'n uitkoms. Hierdie vrede is nou deur die Heilige Gees. Dit is nie iets wat ons hoef te vervaardig nie. Dit is iets wat ons moet ontvang. Kom ons kyk na ons gedeelte in die Bybel waar Jesus vrede gehad het. Toe Jesus die nuus gekry het, sy vriend Lazarus is siek. Kom ons gaan kyk in Johannes 11 vers 5. Johannes 11 vers 5. En toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. So ons weet hoe hierdie storie eindig. Jesus het vrede gehad toe hy die nuus gekry het, want hy het geweet, al gaan sy vriend sterf, sal hy uit die dood opgewek word. Dit is die vrede wat God wil hê ons moet hê. Omdat ons weet, ten spyte van siekte en omstandighede, alles sal die goeie uitwerk vir ons, wat God liefhet. Kom ons gebruik hierdie prentjie van 'n testament. Wanneer iemand sterf en 'n testament nalaat, dis nie eintlik die persoon wat die goederes erf het nie daarvoor gewerk nie, maar hy het dit net gekry. Die rykdom behoort aan hom, omdat die eienaar dit vir hom nagelaat het. Jesus het voor sy dood sy testament ook opgestel. Hy het nie goud of silwer nagelaat nie, maar sy vrede. Jy hoef nie te veg vir kalmte nie. Jy moet bloot jou erfenis vat deur te sê: Here, dankie vir die vrede wat U reeds vir my gegee het.
Kom ons kyk na die vrede wat regeer. Ons lees dit nou, kom ons lees in Kolossense 3 vers 15. Kolossense 3 vers 15. En laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Amen. Paulus gee hier 'n opdrag aan die gelowiges in Kolosse. Die woord heers. Dis 'n Griekse woord, dit verwys na die optrede van 'n skeieregter in 'n atletiek byeenkoms. 'n Skeieregter neem besluite. Los geskille op en bring orde op die veld. As die vrede van God in ons harte heers, beteken dit dat God se vrede die finale sê het oor al ons emosies en ons besluite. Wanneer bitterheid, woede of vrees probeer om oorhand te kry, moet die vrede van Christus uit die vletjie blaas en orde herstel. Amen. Dit is 'n vrede wat nie net enkel persone nie, maar ook die kerk as liggaam saambind in eenheid. En omdat God se vrede in ons is, kan ons dankbaar wees. Amen. Halleluja. En ek gaan nou weer vir julle 'n bietjie prentjie verduidelik. Die prentjie wat ek nou met julle gaan deel, wys die verskil as God se vrede in jou heers as jy die wêreld laat heers. Die termostaat teen die termometer. 'n Termometer wys bloot die temperatuur van die kamer. As dit buite warm is, styg die kook. Baie mense leef soos termometers. Hulle innerlike vrede styg en daal saam met die wêreld se omstandighede. Maar 'n termostaat bepaal die temperatuur, ongeag hoe koud dit buite is. Die termostaat hou die binneste warm. Die vrede van God is bedoel om jou hart se termostaat te wees. Dit bepaal jou innerlike klimaat sodat jy nie deur die storm van jou omstandighede oorweldig word nie. Kom ons kyk na vrede van alle oorheersende hoop en oorwinning. Ons lees dit in Johannes 16 vers 23. Johannes 16 vers, nee ek lieg, dis Johannes 16 vers 33. Waar val ek nou uit? Johannes 16 vers 33. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Amen. Hierdie vers dien as 'n klimaks van Jesus se laaste gesprek met sy disippels voor sy kruisiging. Dit bied 'n eerlike feit op die realiteit van die lewe, maar met alle oorheersende hoop. Die belofte van vrede. Jesus sê nie vrede word gevind in afwesigheid van probleme nie. Maar vrede word in my gevind. Dit is my innerlike kalmte wat kom uit 'n verhouding met God, ongeag wat jou omstandighede is. Die realiteit van verdrukking. Hy is eerlik oor die wêreld. Die woord verdrukking, die Griekse woord bewys na druk, swaar kry en benoudheid. Dit is nie 'n moontlikheid nie,
maar 'n sekerheid van enige iemand wat in hierdie gebroke wêreld leef. Die oorwinning, die opdrag om 'n goeie moed te hou, is gebaseer op 'n feit. Jesus het die wêreld reeds oorwin. Omdat hy die finale oorwinnaar is, hoef sy ons nie deur sy vrees verlam te word deur die tydelike stryd van die lewe nie. Gaan ons dat die vrede ons oorwinning wees. Die vrede van God sê in Filippense, daar is vir elke gelowige, maar dit bly 'n doelbewuste keuse of jy dit gaan vat. Ons moet kies om ons probleme deur gebed oor te gee, sodat die wag kan begin stap. Ons moet kies of ons die erfenis van Christus aanvaar, bo die vrees van die wêreld. En ons moet kies om die vrede as skeieregter in ons daaglikse wandel te laat optree. Ons moet kies dat vrede gaan oorwin, ons moet kies dat die vrede gaan oorwin en nie die wêreld nie. Laat ons vandag onsself vra, is daar vandag 'n wag voor jou gedagtes? Of laat jy enige negatiewe gedagtes vrylik inloop? Probeer jy jou eie vrede skep? Of rus jy in die geskenk wat Jesus reeds vir jou gegee het? Wie is die skeieregter in jou hart wanneer dinge verkeerd loop? Jou emosies of God se vrede? Sluit af met die volgende. Ek wil hê as enige een van julle vandag God se vrede wil hê, staan saam met my. En ons los nou elkeen van ons bekommernisse by God. Ons bid vir vrede. Amen. Ons bid dat God ons gedagtes gevangene hou. Laat die duiwel nie sal kom en dit wil alles wil kom vernietig nie. Dit is soos daai vers, ek weet nie presies waar kom dit uit hê, dat ons moet bid dat die Here ons gevangene, ons gedagtes gevangene hou. Kom ons sê net dankie vir God vir die vrede wat hy vir ons in ons harte gee. Kom ons staan of sit en ons sê net dankie vir die Here, vir die vrede. Dankie Jesus. Dankie Here, dit is so groot. Here, dankie vir die vrede, Here, wat U in my hart het, Here. Here, dankie dat ek weet elke bekommernis, Here, kan ek na U toe vat, Vader, Here. Here, dat daar vrede sal wees, Here. Halleluja, dankie Jesus. Dankie Here vir die groot woord van vrede, Here. Dankie Here dat ons weet, Here, U is altyd daar, Here. Here, bid en vra, Here, dat daar vrede in elke huis sal wees, Here. Here, dat daar vrede daar buite sal wees, Here. Here, dat daar vrede onder mekaar sal wees, Here. Here, dat daar vrede tussen man en vrou sal wees, Here. Dat daar vrede tussen ouers en kinders sal wees, Here. Dat daar vrede onder boeties en sissies sal wees, Here. Halleluja. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Halleluja. Kom ons sluit af. Dankie, Here. Dat ons weet, Here, dat ons het vrede in ons hart, Here. Want ons weet, Here, dat U is in beheer, Here. Here, ons kan nie sonder U nie, Here. Here, dankie dat ons weet, Here, U is in beheer van ons omstandighede, Here. Amen. Here, en ons bid en vra, Here, dat daar waar die duiwel wil inkom, Here,
Here, dat hy geblok sal word, Here, deur u woord, Here. Here, ons staan vandag op u woord, Here, ons is geanker, Here, op u woord, Here. En ons weet, Here, dat u woord, Here, is die weg en die waarheid, Here. Here, en ons sê dankie, Here, vir elke woord, Here, wat in die boek geskryf is, Here. Here, ons bid, Here, en ons vra dit alles in Jesus se naam. Amen.